Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie koel Dinsdagoggend. Ons staan vanoggend by die laaste eienskap van God stil. Miskien die een wat dalk vir ons lewe die heel belangrikste is. En dit is God is ons koning. En daarvan lees ons in Jesaja 9. Want 'n seun is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Wat beteken dit, geliefde? Dit beteken dat hy in beheer is. En dit is eintlik die beste nuus wat ek en jy ook vandag kan ontvang, want ons leef in 'n wêreld wat soms lyk asof Satan heeltemal los is. Gaan blaai deur die koerant, gaan scroll deur die internet, dan weet jy en jy sien hoe stikkend ons wêreld is. Maar ons God is koning, hy is in beheer, hy regeer, en hy is met hierdie wêreld op pad na die finale konklusie wat hy self daarvoor beplan het. Nasies kan raas, heersers kan dreig, ons God regeer. Dit gee aan my en jou natuurlik hierdie ongelooflike gemoedsrus, maar dit raak ook terselfdertyd die manier aan waarop ons leef. Ons kan ons nooit bely dat God koning is, sonder om te bid, soos Jesus ons geleer het nie. Here, laat u koninkryk kom. En dit is net as ek en jy self sy koningskappy oor ons lewe erken, ons onderwerp aan sy heerskappy en ons volkome buig voor sy wil, dat die wonder van God se koningskap in my en jou lewe 'n werklikheid word. Wanneer ons voor hom buig, wanneer ons sê ons Vader.
Here, U ken my hart. Mag ek dan met alles in my vanoggend vra, laat U koninkryk kom, oral, maar veral ook in my lewe. Amen. Mag jy saam met my geliefde 'n wonderlike dag hê.